laasweek toe, net om 'n fondasie te stel, sodat ons op dit kan bou. Maar laasweek het ek met die mense gepraat aan versoek oor die wette, op wat was dit geskryf? Klip. Op klip. Sagte klip, nee. Nee, Moses moes water neergooi om te breek, nee. Nou, hoe beskryf julle die klip? Was hy soos altyd as ons die preekies sien, dan sê jy Moses het so die gebooie in sy hande, en dan het dit so gedeeld, en op die een kant is die 4 gebooie, en op die ander kant is die 6. Is dit hoe julle dit raak sien? Ja, is interessant, dit is nie eintlik hoe dit was nie. Ja, maar die klip kon nie daai shape gehad het, soos ons het al gesê. Klip het. Nou, die interessante ding is dat die Here dit met sy vinger geskryf, nee. Maar die gedagte is nie eintlik hoe hy gelyk het nie. As 'n mens nou kyk, dan lyk dit altyd asof dit op die een kant geskryf is, aan die ander kant, maar wat was aan hierdie kant? Skoon? Nee, niks nie. Hy het net een klip gehad blykbaar, alle kante geskryf. Die woord maak dit baie duidelik. Die 10 gebooie is in 2 gedeeltes, 6 op die een kant en 4 op die ander kant. Dit is nie op so bladsy nie. Dit is so, die een op hierdie kant en die ander een op die kant. Hoekom is dit belangrik dat julle dit so moet raak sien? Die woord maak dit baie duidelik. Die woord sê, hy skryf met sy vinger op die een kant en op die agterkant. So, hoekom is dit so belangrik dat dit so moet wees? You can't have one without the other one. Ga nou met dit, Pieter, wat bedoel jy daarmee? If you love God, you'll automatically love your fellow men, and if you flow out with love to your fellow men, then that's a manifestation of loving God. Verstaan julle dit? Die interessante ding is, Jesus sê baie keer, wat jy met die naaste doen, dit doen jy aan my. Dit raak na die ander kant. As jy jou vyand lief het, dan het jy die Here lief. Jy kan nie jou vyand haat nie, dan haat jy die Here. Jy kan nie op die een kant die gedeelte doen. Elkeen, as jy die een kant goed doen, dan moet die ander kant goed wees. Jy kan nie dit opbreek nie. Dis amper soos die Ou en die Nuwe Testament van die Bybel. Amper ja, daar is nie 'n verskil in daar. Maar die ander gedagte daarmee wat ek wil hê, jy moet sien, as jy die een breek, breek jy al. Jy kan nie net die Sabbat breek nie en dink jy breek nie die ander. Dan steel jy nee. As jy die een gebreek het, dan het jy alles gebreek. Dit is wat Jesus sê. Self gesê. So ons ek wil hê eerstens dat julle moet raak sien. Nou die laasweek moes ons baie aandag gegee aan wat daar gebeur het by die berg. En dit is waar die Here vir hulle die gebooie gegee het. Ek moet dan net ons vandag sin vir my kry. En as 'n mens nou daaraan dink, wat sal julle sê, ons kyk vandag na om die wet uit te lewe, is dit die opskrif van julle lesstudies? Wat sê dit daar, wat is die opskrif? Om volgens die wet te lewe. Om volgens die wet te lewe. Nou, toe julle na dit kyk, wat sal julle nou opsom, beteken dit? Wat beteken dit om te lewe volgens die wet? Ja, nou ons wil weer keer dat ons nie wetties raak nie. Ons moet dit uitleef omdat ons het wil graag doen om die Here te please, immers sê. Okay, kom ek verander die vraag so bietjie. Wat moet ek doen om seker te wees dat as Jesus in die wolke kom, dat ek hom sal aanvaar en dat hy my sal aanvaar? Nou baie keer
konsentreer ons op die feit dat jy moet die gebooie van God bewaar. As 'n mens na hierdie kyk en dan praat van jy moet die wet uitlewe, dit is amper dieselfde ding. En dis sien hoe kom ek dit sê, maar die eerste stap om uit te kom waar jy die Here gaan lief hê. Jesus sê, hoe kan jy iemand lief hê wie jy nie sien nie, as jy die persoon wat jy kan sien nie lief het nie. So om myself voor te berei om die Here wat ek nie kan sien nie te aanvaar, hoe kan ek myself regkry om die Here aan te neem wanneer hy kom? Dis nie net die Here wat ons gaan aanneem nie, ons moet ook verklaar, dit is ons God, ons het hom gewag, hy gaan ons red, ons moet dit doen, maar hoe kry ek myself in daardie gesin, dat wanneer die Here kom, ek die gesin sal hê om hom te aanvaar. Hoe doen ek dit nou? Die Bybel. Die Bybel, okay, so ek het nou is ek reg. Sy woord bestudeer en daarvolgens leef. Ek wil kyk na die les toe. Nee, ek het 'n ander gedagte. Ek dink hoe jy mense om jou hanteer. Jou verhoudings, jou mense elke dag van wie jy Gaan aan daarmee, praat nog. hoe ek mense leer gaan hanteer nou is 'n weerspieëling van weet ek God se liefde of weet ek nie. Is ek gereed om hom te aanvaar met sy koms gaan ek nie gereed wees nie. Jy is op die regte paadjie, hoor. Jy is op die regte. Wat is jou? Ja. Dit is 'n groot verantwoordelikheid. Ek wil graag sê, wanneer ons na die wet kyk, moet ons nie kyk na dis 'n wet. Ons kan dit afbreek na dis Christus se karakter. En wanneer ons God ken vir wie hy is, nie noodwendig vir wat hy vir ons kan doen nie, is dit ons wil ook soos hy wees. En wanneer ons die voorbeeld sien, soos toe hy hier op aarde was, hoe hy die mense rondom hom behandel het, die wat kwaad geword het, die wat hom beledig het, en hoe ons daai wat hy toegepas het, en hoe ons dit in ons lewe kan toepas, kan ons sê, maar ek sien nie die 10 gebooie as die wet nie, want dit skrik die wat, as ons dit oorvertel of meedeel aan mense wat nie in God glo nie, jy moet die wet hou, die mense wet. Ons moet dit omskryf as die karakter en daai eienskappe. Ek wil dit hê in my lewe, maar ek wil hê wat sy het. Ek wil hê wat hy het. En dan kan ons so die evangelie verkondig. Ek wil amper sê met 'n slapriem. Ek hou van die gedagte, maar weer is al wil ons dit nie doen nie, ons klem lê op die wet. Op die wet. Nee, maar dit is nie wat ek wil ons doen nie. Eerstens hoe ons moet besef, wet is baie belangrik. Ja. As ek by die stopstraat kom en daar's geen wet wat vir my sê ek moet stop, wie gaan stop? Paulus sê, as dit nie vir die wet was wat vir my gesê het, jy mag nie covet, wat is in Afrikaans, jy mag nie begeer nie, dan sou ek nie geweet het, dit is verkeerd nie. Die wet vertel my in 'n mate wat is verkeerd met my. As ek nie net wat is verkeerd, maar wat is ook reg. Ons het laasweek gekyk dat die wet is 'n spieël. Jy kyk in die spieël en jy sien goeie dinge en slegte dinge. Dit is wat die wet doen, maar die wet kan jou nie help nie. Sê daar is jare is deur mekaar. Jy kan nie die speelpad in jare regmaak met die spieël nie. Die spieël vertel jou net as iets verkeerd met jou of daar's iets goed met jou. Verstaan? Jy het iemand anders om jou te help om jouself mooi te maak. Jy het 'n kam nodig. So die wet het 'n plek en dit is baie belangrik. Geen government en op planeet Aarde kan nie bestaan sonder wette nie. Ons het gister ek en die vrou so 'n bietjie gesels oor
Ek wonder hoeveel wette is daar in Suid-Afrika al opgestel. Ek bedoel, as jy nou net moet gaan om jou bestuurslisensie te kry, jy moet al so 'n dik boek lees. En dit lyk asof hulle nog meer wette inbring. Omdat dit lyk asof mense by sekere plekke kom, hulle weet nie wat om te doen nie, dan vertel jy moet so maak. As jy nou by 'n lig kom waar die verkeerslig waar dit net rooi so maak, wat moet jy doen? Stop. Wel, hoe het jy dit geweet? Jy moes, as jy daardie rooi lig sien, dan beteken dit nou stop. So almal moet nou stop. Maar party mense kom by die lig en hulle weet nie wat om aan te vang nie. Die hulle vat 'n kans. Maar die gedagte is, die doel van die wet is om ons rigting te gee. Om ons te vertel hoe om te doen, wat om te doen. Maar ek wil so bietjie verder op dit bou. Dit is gesê dat, en ek wil hier kyk, kom ons kyk, en ek stem saam, die wet is eintlik die karakter van God wat uitgelê is. Nou die karakter van God is nie net die 4 gebooie, die karakter van God is die ander 6 ook. Hy het sy naaste lief. Is dit waar dat hy sy naaste lief het? Okay, kom ons gaan so 'n bietjie ver. Het hy sy vyand lief? Ja. En almal lief, maar hy haat sy son. Okay, so het hy die duiwel lief? Ja, ag, ek wonder, hy weet daar is nie meer hoop vir hom nie. Ja. Die antwoord moet ja wees. Dit moet. Jy kan nie, ons het dan net gewees, jy kan nie vir die Here sê, ek is lief vir jou, maar jy haat jou vyand. Jesus sê self, as jy nou die alles groet wat jou groet, dan is jy net so 'n heiden, 'n ongelowige. Hulle doen dit ook. Ek het al gesien, die ouens wat nie God in God glo nie, maar as hulle by mekaar kom, hulle groet, dan sê hulle, ja, hoe gaan met jou nie, lekker, dankie. En dit lyk asof hulle 'n Christen is. Maar 'n Christen is nie gekenmerk deur die feit dat hy sy vriende mooi is nie. Hy is dus hoe hy sy vyande hanteer. Nou God hanteer. As ek dink aan Lucifer, dan dink ek baie keer aan Absalom en David. Absalom wou sy pa doodmaak. Dit was wat hy in gedagte gehad het. Maar eendag kom die nuus na Absalom toe, na David toe, Absalom is dood. Ons het nog gekry, daar was sy hare so die bome is en iemand, hoe David hy getree. Vertel my wat het hy gesê? Wat was sy woorde toe hy dit doen? Absalom, my seun Absalom, so iets in die aard. Okay, jy het nog net daar gestop. Wat sê dit daar? Wat sy liefde gepraat. Nee, hy sê, as dit net ek was, en nie jy. Die Here was gewillig om doodgemaak te word vir sy vyand. Hy sou gewillig eerder plek geruil het met Absalom. Dit is 'n liefde wat ons nie kan verstaan nie. Ons dink dat die Here wanneer hy die duiwel geryp is en al die sondaars kan hy finaal vanoggend. Nee. Ek dink ons sal dit nie kan verstaan nie, maar daar gaan 'n tydjie wees wanneer hy so loop en ons kyk en hy kyk so in die verte. Omdat hy kan nie vergeet nie. Hy sê ek het vir Lucifer geskaap. En 'n voeltjie val nie na die grond toe sonder dat ek daarvan weet. Daar gaan 'n leemte in 'n mate in die hart van die Here wees wat Lucifer alleenlik kon gevul het. Ek kan mense te beskryf in Engels as pitying. Ekskuus? Pitying. Pitying. Love you, pity, ja. Ja, jy sien, maar ek wil hier ook sien, daar is 'n geregtigheid. Ek gaan nou by dit uitkom, die les die praat van. Maar ek wil weer terugkom by die gedagte, hoe kry ek myself? Nou kom ons gebruik Jesus. Jy het nou gesê, dit is die wet is die karakter van Jesus. Nou ek onthou toe Maria na Jesus toe kom daar in die tuin van Getsemane, toe hulle daar naby die
steen is, graf is en Maria wil hom so aangevat. Wat skreeu hy? Of wat is nie eintlik skreeu, maar wat sê hy? Moet jy my aanraak hê. Hoekom nie? Was nou nie met my vader nie. Maar hoekom? Sommer. Wat is belangrik van dit? Hy moet eers daarbo gaan hoor, het hy die offer reg uit. En kyk, ek wil hier nou moet so, jy is nou reg. Om Jesus wou seker gemaak het dat wat hy gedoen het, dat hy die goedkeuring van die Vader sou gekry. Nou ek het nou net die vraag gevra, wat moet ek doen om seker te maak dat as ek voor die Here aankom, dat ek die goedkeuring gaan kry? Nou onthou, hy het vir Maria gesê, moenie aan my raak nie, ons het nou my tyd, ons wil nie met sondaars aanraak nie. Weet jy, dis onrein. Ons moet onsself gaan so 'n bietjie skoonmaak as iemand weet jy wat prys by ons kom eet. Ek het vandag op pad hier na toe ek by 'n plek gekom waar ek op die langs van dood gesien. En ek het vir myself gewonder, hoe lank gaan daai hond daar lê tot iemand hom optel en so 'n bietjie eerder gaan begrawe of so 'n bietjie van die pad weg. Omdat wat gaan nie daai hond na dan gebeur? Ek gaan gestink. Was jy nou nog nie by iets wat so dood is vir hom? Jy hoef nie eens naby te sien wees nie, jy kan van afstand ruik. En die gedagte van my toe, okay, nou wie gaan hom optel en werk? Nou, as jy in die Ou Testament se tyd geleef het, ons het in die leesliedere gesien, en jy raak aan iets wat onrein of wat dood is, jy moet jouself gaan skoonmaak vir rukkie voordat jy wel kan aangaan. Nou, in 'n mate dink ons om onsself voor te berei om Jesus te vir hom dat hy ons sal aanvaar, moet ons die onrein nie onderdra nie. En dis wat ons doen. Ons vertel mense, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. Maar jy doen nie, Jesus kan nie met jou wees nie en alles. Nou Jesus, daar kom 'n malaatse naam toe en hy raak aan die malaatse. Hy sê, die malaatse sê eintlik, as jy wil, jy kan hom, en Jesus sê, ek wil aan jou raak, en hy raak aan die malaatse. Volgens die wet, wat het met hom gebeur? Hy het onrein. As jy in dooie gevat het, is jy ook onrein. En dis nou waar Josef van Arimatea en Nicodemus, wat ek maar dink, hulle kon nie die volgende dag Sabbat hou nie. In die kerk, sinagoge gaan nie, want hulle het aan die lys. Sien, dit is nou, kom ek, en dan wil ek nou mooi dink, ek hou van die gedagte, jy sien, hulle kon nie kerk toe gaan. En 'n ander manier sê ons, hulle kon nie in die teenwoordigheid van God kom nie. Omdat hulle onrein was. Maar ons is allemaal onrein. Nou hier is Jesus, hy verlaat die hemel, hy kom planeet aarde toe, hy word onrein. Hy is gemeng met ons. Nou hier skielik, is hy dood en staan op, en hy gaan terug na sy pa toe. Hoe gaan hy nou weet? Hy van Maria gesê, moenie aan my raak nie, ek moet eers op my pa toe gaan, en ek moet uitvind of ek sy goedkeuring het. Of gaan hy my behandel asof ek onrein is? So hoe het Jesus homself voorberei? Het hy homself onttrek van die mense? Dis wat ons doen, weet jy, ons meng nie met al die mense nie, dan is ons rein. Kom ons kyk na die les hier. Laas week, toe julle nou gekyk het, die mense moes hulle self voorberei, onthou julle? Klere was skoonmaak. Ja. En dat was beperk, dus jy mag nie aan die weg geraak nie. Onthou, dit was, hoeveel dae moes hulle self skoonmaak? 3 dae. Dit vergeet hulle, nie 7 dae nie. 3 dae moes hulle self nie, hulle moes hulle klere was, hulle self was, hulle moes voorbereiding doen vir 3 dae. Om wat te doen? Om in die teenwoordigheid van God te kom. So, in 'n mate kyk ons vandag na daardie gedeelte. Ons is besig om onsself reg te kry om God te ontmoet. Verstaan jy? Nou, ek wil weet, wat sê Here, moet ek doen om myself voor te berei om die Here te ontmoet? En as jy na die lesstudie kyk, dan sê dit daar, jy moet die wet uitlewe. Nou, wat beteken dit? Hoe bedoel ek kom na die kerk toe op 'n Sabbat?
Bedoel dit dat ek nie ander beelde moet hê nie? Die antwoord is ja. Sonder twyfel, omdat dit is 'n gedeelte van die 10 gebooie. Maar daar is nog 6. En baie keer kyk ons na daai 6 as nie so belangrik nie. Maar wat jy met jou naaste doen, is die manier hoe jy jouself, luister nou mooi, nee. Wat jy met jou naaste aanvang, is die manier hoe jy jouself eintlik voorberei vir Jesus. Het jy gehoor wat sê ek? Dit is nie dat jy as jy in die kerk toe kom en jy doen dit nie. Dit is in 'n mate wanneer jy, daardie gedeelte is wanneer jy eintlik die 4 gebooie hou. So, my voorbereiding om eintlik die 4 gebooie te ontmoet, moet ek eers die ander 6 doen. Maar ons het die klem op die 4 gebooie om julleself voor te berei om in die teenwoordigheid van God te wees, maar daar is geen klem op die 6.